Vriende, familie, die wat ingeskakel is vanoggend op hierdie Sondagoggend die 24ste Januarie. Baie welkom. Dis 'n voorreg om met u te kan gesels. Ons is letterlik amper weer aan die gang en ons is so dankbaar dat ons post-COVID kan kyk. Ons het dit gehad, ek en Lydiaatjie, maar ons het redelik ongeskaad deurgekom en ons is so dankbaar teenoor die Here vir sy genade en sy liefde. Ek wil vanoggend met u praat oor immuun vir altyd. As ons kyk na immuniteit, dan sien ons byvoorbeeld die Survivor reeks wat ons op ons televisie het. Die persoon wat immuniteit kry, is die persoon wat met die uitdaging wat voor lê, nie uitgestem kan word nie. Nou immuniteit waarborg vir jou om deur te gaan. Jy's onaantastbaar. Jy kan nie uitgestem word nie. Nou ek wil praat oor 'n kind van God wat immuun is vir altyd. Nou as ons kyk na die lewe, kan ons sê ons het die lewe geleef. Nou hierdie jaar wat verby is, was 'n lewe in 'n lewe. En ons het die lewe geleef, ons het die jaar geleef. Ons weet iets meer van die lewe af. Almal van ons almal is geraak. Die wat in hospitale was, die wat by die huis siek geword het, die wat in die ekonomie betrokke was, die wat in 'n motor gery het. Ons weet van 'n curfew, ons weet van beperking. So ons het 'n lewe in 'n lewe geleef. En hierdie jaar was rof gewees en hy is nog steeds rof. En die vooruitsigte van 2021 sê daar lê baie uitdagings voor. Nou Paulus is een wat die lewe geleef het. Hy het 24% van die Nuwe Testament plus minus geskrywe. En hy kom in 2 Korintiërs 10 tot 12, daai 'n paar hoofstukke in Galasiërs 1, en hy kyk na die lewe en hy verdedig sy gesag. Of hy wil sê, mense, ek het die lewe geleef. Moenie met my koekies bak nie. Moenie my betwyfel nie. Moenie vir my onderskat nie. Ek het die lewe geleef. En hy kom in 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 28 en hy praat iets van sy komplekse lewe. Hy sê as hulle dienaars van Christus, 2 Korintiërs 11 vers 23, is hulle dienaars van Christus, ek praat in uitsinnigheid, ek nog meer in arbeid oorvloedig, in sla bo die maat, in gevangenskappe baie meer, in doodsgevare dikwels. 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een na. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig. 3 maal het ek skipbreuk gelei. 'n nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring. Dikwels op reis in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die skoning, van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op see, in gevare onder valse broeders, in arbeid en moeite, in slaaplose nagte, dikwels in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en in naaktheid, behalwe dit alles my daaglikse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes. As ons na Paulus kyk, en kyk hierna, dan kyk jy na iemand wat jy amper sê, hoor jy, as jy maar net God geken het, want God waarborg vir jou sekere dinge, weet jy
hoe is dit om onder die beskerming, Paulus, jy moes net vir die wapenrusting aangetrek het. Paulus, jy moes net meer gebid het. Dit is so jammer, jy was buite God se beskerming in jou lewe, want as jy hierna kyk, was jy uitgelewer aan die gevare van die lewe. Maar weet jy, Paulus het besef, ek kan nie my immuniteit bou. Ek kan my nie vrywaar deur altyd onder beskerming te wees, om altyd gesond te wees nie, om altyd voorspoedig te wees nie. Hy wil eintlik sê, ek kan nie my lewe se kwaliteit en my lewe met God meet aan my omstandighede nie. Dit sê nie, God is vir my of teen my of by my nie. Ons weet die lewe gooi jou soms 'n curveball, soos hulle sê. Die lewe gooi dinge na jou toe. Dit klink vir my medemens of ons, as ons iets verstaan van God se toelaatbare wil, dan is daar stryd in die lewe. Daar's teenstand in die lewe. Daar's soveel pastore dood. Ek kry die lys van hoofkantoor af. Elke pastoor, emeritie pastoor wat oorlede is, kry ek 'n kennisgewing. Hierdie pastoor is nie meer met ons nie. Daar's soveel die afgelope 3 tot 6 maande gewees. Hierdie pastore was almal met gebed omring. Hulle was toegegooi in gebed. Hulle was toegespin met gelowiges om hulle. Maar tog het hulle dit nie gemaak nie. Die COVID probleem is dat gesonde mense gaan dood. Ek sê dit vir Lydia. Lydia, weet jy wat COVID anderster as kanker? Was COVID anderster as 'n nierprobleem? Wat is COVID anderster as 'n MNS siekte? Wat is COVID anderster as 'n hartprobleem? Daai is siektes wat lei tot die dood. Gesonde mense sterf van COVID. Jy sit nou gediagnoseer oor 'n week, is jy nie meer met ons nie. Gesonde mense gaan dood van COVID. Nou kan ons vra, waar is God? Vraagteken, 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 vraagteken. Paulus kom en hy leer ons, soos 'n Job van ouds, soos sy voorgangers, leer hy ons iets van God is wel daar. God is nie buite ons omstandighede nie. Ons vrywaring, ons immuniteit lê nie in net voorspoed, in net gesond wees, in net 'n vingerklap in ons omstandighede verander nie. Paulus, soos 'n Job en soos 'n Asaf in Psalm 73, kom hulle by 'n punt uit waar hulle besef, maar alles is nie maanskin en rose nie, selfs nie vir 'n kind van God nie. En Paulus besef besinning hieroor. Volwasse denke, geesgeïnspireerde denke hieroor. Dit gee vir my immuniteit. En Paulus kom en hy kry die eindstof, as ek dit so mag noem, van immuniteit, wat hom altyd sou vrywaar, altyd sou krag gee. En hy pen dit vir ons neer in Romeine 8 vers 38 tot 39. Romeine 8, 38 tot 39. Hier is Paulus se eindstof, wat hom vir die res van sy lewe immuniteit sou gee. Ek sou onaantastbaar wees, want kyk wat sê Paulus. Hy het gedink oor die lewe, hy het gedink oor sy pak slaag, oor al die dinge. En hy kom by die punt uit waar hy sê, hierdie ding is onklopbaar. Niks kan hierdie klop nie. Hy sê, ek is versekerd, Romeine 8, 38 en 39, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus, Jesus, onze Here is nie. Spuit my in met dit. Immuniteit. Onsterflik. Lewe gooi vir my 'n curveball. Ek is seker niks sal my skei van die liefde van God nie. Niks. Ek kan nie van God se liefde geskei word nie. In 'n ICU.
onder 'n ventilator se asemhaling, onder 'n besigheid wat dit nie gemaak het nie, onder 'n verhouding wat nie lekker is nie, onder 'n bestel wat ek nie veilig in voel nie. Niks kan my skei van die liefde van God in Christus Jesus nie. Dis 'n lewensfilosofie, dis 'n booster, dis 'n enstof, wat selfs in Psalm 23 vir jou immuniteit gee. Psalm 3 sê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Selfs die dood is nie meer 'n vreesaanjaend nie, want niks kan my skei van die liefde van God nie. Ek gaan dalk siek word, ek gaan dalk finansiëel swaar kry, ek gaan dalk deur trauma, ek mag geïdentifiseer word met iets wat nie gemaklik is nie. Maar ek het hierdie enstof gevat. Ek is immuun, ek het hierdie booster in my lewe, wat huidige en toekomende dinge waarborg. Niks kan my skei van die liefde van God nie. En weet jy wat hierdie klomp mense wat dit besef, toe in Handelinge 2 die gees van God uitgestort word en Jesus wegvaar na die hemel toe, toe kom hierdie klomp wat immuun is, geboost deur die Heilige Gees, ingespuit met die liefde van die Here, kom hulle en hulle besef, maar ons kan dit nie meer alleen hou nie, ons moet dit gaan vertel, maar ons kan nie net vertel nie, ons moet by mekaar wees, kom ons vorm 'n cluster, kom ons vorm 'n groep van gedeelde belange, en hulle begin die eerste kerk, en hulle vorm 'n kerk saam, en hulle is by mekaar, vol van die Heilige Gees. En hulle besef, hier's 'n etiket wat ons sal dra. As er dan een merk is wat ons sal dra, sal dit nie die merk van die ellende wees nie, maar daar sal 'n merk wees wat ons dra. En hy sê dit in Johannes 13, vers 34 en 35. Hy sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, 'n opdrag van die Here. Soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Liefde kan nie bewys word as liefde ontvang word en as liefde teruggegee word. Liefde is 'n verhouding. En wie dit bring by vandag 2021, die jaar 2021. Het jy die enstof? Is jy immuun? Het jy die booster gekry? Niks kan my skei van die liefde van die Here nie. En net soos Handelinge 2 wil ek dit deel met ander. Nou verstaan jy hoekom daar kerk is, hoekom daar 'n plekkie in Sabiestraat is in vereniging, wat genoem word Rivierstad Familiekerk. Ek kan nie namens ek kan namens my omgewing praat. Daar's 'n liefdespoel, daar's 'n cluster, daar's 'n klomp immuune mense, wat saamtrek by Sabiestraat 27, hulle noem dit hulle kerk, hulle noem dit hulle cluster, hulle noem die plek waar hulle liefde gee en liefde ontvang. Dit is waar dit gaan. 'n Kerk word nie altyd nie deur dinamika geken nie. Ons leef in 'n verskriklike tegnologiese era. Moenie 'n klomp 'n cluster weggooi wat net liefde wys nie. Moenie 'n cluster weggooi waar mense vir mekaar omgee nie. Moenie 'n kerk weggooi wat daar tegnologies nie voor op die waas en kontakte het en miljoene het en wat mense saamgaan nie. Ons is 'n klomp mense wat immuun is teen die wêreldse aanslag weens die liefde van die Here. Ons trek saam. Ons gee om vir mekaar. Tyd soos nou hang ons aan mekaar. Tyd soos nou leef ons van die krummels. Tyd soos nou kan ons nie by mekaar kom nie. Ons maak staat op mekaar se affiliëring. Ek maak staat op my mense wat ek nie elke dag sien nie, wat ek nie elke dag in die kerk kan aanmoedig nie. Dat daar iets van die immuniteit in hulle is, iets wat hulle verbind aan die cluster van Rivierstad Familiekerk. En sê, dis my kerk, dis my cluster, dis waar ek my liefde wys. Weet jy wat sit om 'n lidmaat van 'n kerk te wees? Dis om die maat van 'n lid te wees. Dankie al my maats wat vir my bemoedig. Dankie vir julle maats wat my as lid laat waardevol voel. Dankie vir julle gebede, dankie vir julle onderskraging. Dankie dat julle bou aan hierdie saak van 'n groep wat immuun is weens die liefde van God. Ek wil vir jou weer sê, niks kan jou skei
van die liefde van God nie. Ek kan vir jou nie gesondheid waarborg nie. Ek kan nie vir jou voorspoed waarborg nie. Ek kan nie vir jou die beste stelsels waarborg nie. Ek kan nie vir jou finansiële onafhanklikheid waarborg nie. Maar weet jy, wat kan ek vir jou waarborg? Niks kan jou skei van die liefde van die Here nie. Paulus en Silas in die tronk kry weer 'n van daai immuniteit en hulle begin liede sing in die tronk. Paulus, ek is geslaan, ek het skibreek gelei, noem alles wat verkeerd gegaan het. En hy sê, as ek op dit opwerk, gaan ek moet opgee. Maar as ek sê, ek kan nie geskei word van God se liefde nie, waar aan Christus Jesus is nie, dan kry jy immuniteit. Mag God vir u seën. Mag die Here jou dra, mag hierdie 'n booster wees vir die totale pandemie, maar ook vir die volgende probleem. Mag dit 'n booster wees vir 2021 tot die Here jou huis toe vat. Mag jy nooit weer twyfel in jou siekte, in jou probleme, in jou ellende, dat God is daar vir jou nie, en dan is dit ook in sy vermoë om jou ook te genees en jou tydelik te herstel. Jy weet, die dood is uiteindelik die finale siekte of oorwinning, maar selfs daar sê in Johannes 11:25, jy is so immuun, jy sal lewe, al het jy ook gesterf. Skielik het ek moed, ek sien kans vir alles, kom, wat ook al kom. Ek gaan my nie roem in 'n siekte nie, ek gaan ly in 'n siekte, maar niks kan my skei van die liefde van God nie. Mag die Here vir jou versterk, kom ons bid saam. Here, so hierdie deel van Paulus, of die woord vanoggend, vir my 'n immuniteit gee, wat ek gesoek het. Dit vat vrees weg, dit vat onsekerheid weg, dit gee vir my guts om te beklei. Daar's mense wat baie swaarder as ek. Daar's mense in rolstoele vir die hele lewe, daar's mense wat blind gebore is, daar's mense wat krippel loop, daar's mense wat misvorm is, daar's mense wat kanker het, daar's mense wat deur chemo gaan, daar's mense wat moet oorbegin besigheid gewys. Here, as ek daaraan dink, dan is ek so bevoorreg tot my bietjie aanslag. Want dankie dat al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal onthou niks kan my skei van die liefde van die Here nie. Here, maak die kinders immuun in hierdie oomblik. Hulle wat luister na hierdie boodskap, maak hulle nou immuun deur die liefde van God wat hulle harte uitgestort word. Ons bid vir elkeen wat u nodig het. En daar's so baie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. My liewe broer, suster, mag hierdie boodskap versprei. Mag dit immuniteit vir die volk van Suid-Afrika gee. Mag dit immuniteit vir Christene oor die wêreld gee. Mag dit nie Christene nooi na die evangelie van Jesus toe. Verkondig hierdie. Dan sê my ouma, ek weet nie waarin jy vas is nie, maar niks kan my skei van die liefde van God nie. Dan look at my circumstances, look at my God. Ek lyk stikkend buite, maar ek is heel binne. Niks kan my skei van die liefde van die Here nie. Volgende week, soos Here wil, 'n gebedsweek in ons gemeente. Ek gaan nie op Facebook nie, maar wel op YouTube. Met u elke dag van maandag tot volgende Sondag gaan ek 'n stukkie met u deel waar prayer pointers gooi en ons gaan saam bid volgende week vir dit wat die Here op ons harte lê. God seën vir u. Dankie dat u gekuier het saam met ons en ons praat weer.